Kom ons maak op by Gesang 69, dis sing ons daar vers 1 en 3, Gesang 69 vers 1 en 3. Geliefdes, kom ons sluit ons voorsang af, dan blaai ons na Psalm 33. Ons teksgedeelte, ons gaan nog aan, ons is in die lydingstydperk van ons Here Jesus Christus. Ons gaan daar lees uit Lukas 22 vers 39 tot 46 met die tema 'n wekroep om te bid in sware stryd. 'n Wekroep om te bid in sware stryd. As ons dit so in gedagte hou, maak ons dan oop by Psalm 33, waarmee ons voorsang gaan afsluit met vers 1 en vers 5. En dan na die foto met die seëngroet, sing ons dan spontaan Psalm 66, vers 1 en vers 2. Psalm 66, vers 1 en 2 na die foto met seëngroet, maar nou Psalm 33, vers 1 en 5. Slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie.
Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons luister dan na die wet soos wat die Here dit vir ons opgeteken het in Deuteronomium 5. Ons lees daar vanaf vers 6 tot vers 21. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word in die land, en dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely ons skuld as ons blaai na Gesang 64. Gesang 64, dan sing ons daar
vers 2. Gesang 64 vers 2 as ons skuldbelydenis voor die Here. Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En daarom, geliefdes, die genadeverkondiging en die vermaning, dat aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van jou sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard in die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat hy in die sonde van ongeloof in Jesus Christus bly lewe. Dis dan ook ons geloofsbelydenis. Ons doen ons geloofsbelydenis as kerk van die Here Jesus, die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, ons blaai na Gesang 103. Gesang 103, ook as voorbereiding op die woordverkondiging, sing ons vers 1 en 2.
ons maak oop by Lukas 22, 'n bekende gedeelte waar die Here Jesus bid in die tuin van Getsemane. Ons gaan lees van vers 39, Lukas 22 vers 39 tot vers 46. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, kom staan ons voor die heiligheid vanmôre, so verenig deur die Gees, gered in Jesus Christus, vergewe voor God die Vader. Mag ons so altyd voor U staan, o Here, as U bruid, begenadigd, die genadegawe van die geloof in ons harte, die ywer in ons harte, Here, ook vir U grootheid en U almag om dit te dien en U te eer. Here, dankie dat U U bruid so voorberei. Daar's niks waarin ons kan roem nie, behalwe in U naam. Daar's niks wat ons kan doen nie, behalwe vas te staan in dit wat U vir ons kom doen het, en ooreenkomstig ons lewens in gehoorsaamheid in te rig. Maar ook daardie gehoorsaamheid, Here, kom deur die werking van die Gees in ons harte. Selfs daarin kan ons nie roem nie. Daarom, Hemelse Vader, wanneer ons ook in hierdie lydingstyd dink in U Seun, besef ons, Here, hoe nietig ons staan, maar beskermd, verlos, uitverkore in U Seun Jesus Christus. En U laat vaar nie die werke van U hande nie. Hemelse Vader, met hierdie dankbaarheid kom staan ons voor U vanmôre, as U bruid, as deel van U algemene Christelike kerk. En ons vra vir U, Here, dat U inderdaad vir ons ook na ons harte en ons verstande ons ook so sal voorberei, ons ook so ontvanklik sal maak vir U woord. Here, dat ons die woord sal leer ken, die diepte van U lyding vir ons, verstaan hoe ons lyding inpas en gehelp word deur U lyding. Dat ons in die wêreld sal verstaan, ons menslike swakheid sal erken, ons afhanklikheid voor U sal betuig, ons belydenis en ons leer en ons lewe ooreenkomstig sal inrig, want alles is genade. Help vir ons hierin, wanneer ons ook uit U woord uit lees. Daar waar ons ook moet lees, Here, U worsteling in die tuin. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Amen. Lukas 22 van vers 39. En hy, dis Christus, het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. En toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap, van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Tot sover het die woord van die Here, laat die wat ore het, hoor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, stryd
vereis volhardende gebed. In stryd sluit ons na liggaam en siel in. In hierdie gedeelte let ons op hoe die Here Jesus self 'n stryd moet voer om sy eie swakke liggaam onder beheer te hou vir hierdie woeste stryd wat op hom afkom. Want die liggaam is swak. En die wat hy dit oorkom, is dit hy wat ook vir ons dan kom beveel om te bid, dat ons nie in versoeking moet kom nie. Aan die begin van stryd om sy vlees gehoorsaam te kry, word ons daarom ook 2 maal gewaarsku in vers 40 en 46 met herhaling om te bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Daarom 'n wekroep om te bid in sware stryd. En in hierdie gedeelte sien ons iets afspeel. In sware stryd is daar werklik versoeking. In sware stryd wat woed, kan die stryd baie erger word en eskaleer. En in die derde plek, daar's oorwinning gewaarborg. Daar's oorwinning gewaarborg. Ons sien die versoeking. As vers 40 sê, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Geliefdes, daar is 'n swakheid waarmee ons na ons liggame moet rekening hou. En dit is dat die mens van sonde is onwillig om swaar te kry. Onwillig om die swaar kry te verduur. Die mens, weens die vrees in sy eie vlees, wil nie lyding hê nie. Hy ontken dit selfs. Wanneer daar nie bedreiging is nie, kan mense hulle self dinge opmaak en sê, maar ek sien kans vir groot stryd. Ja, selfs tot die dood toe. Het ons dit nie gesien met Petrus nie. Maar toe die hitte van die stryd kom, vrommel sy liggaam, vrommel sy vlees en gee hy oor aan die swakheid. Mense wat eie liggaamlike swakheid hierin ontken, sal daarom ook maklik in die versoeking trap, wanneer die stryd werklik vel raak. Op die slagveld van die lewe sal hulle lafhartigheid tentoongestel word. En dit is nie 'n beskuldiging van lafhartigheid nie. Dis 'n waarskuwing om baie eerlik te wees met die eie vrees. Anders gaan ons die versoeking van lafhartigheid nie teëstaan. Versoeking is daardie onwilligheid, daardie opstandigheid, daardie wederstrewigheid, daardie verbuitendheid, daai verbuitendheid in ons gedrag, wanneer swaar kry vir die waarheid ons lot is, maar ons dit deur ons swakheid van lafhartigheid wil sy stap. Die Here Jesus het nie hierin 'n keuse nie. Hy wil vir ons hierdie pad stap van swaar kry. Maar by die mens wat saam met hom moes waak, was daar hierdie inherente vrees, hierdie droefheid van wat ook al kom, gaan erg wees. Op grond van hierdie vleeslike vrees is daar daarom ook in ons dag godsdienstige sektes wat juis boosheid wil afmaak as 'n soort wat swaar kry wil afmaak as 'n soort boosheid. Asof swaar kry net van die duiwel afkom. Asof God nie ook swaar kry sal toelaat om sy kinders juis te vorm nie. Die voorspoedsteologie verwerp swaar kry as die bose se greep op die mens en nie as God se soewereine beskikking oor sy kinders nie. Dan leer sulke sektes dat mense selfs in die naam van die Here Jesus Christus die swaar kry of die siekte of watter lyding daar ook al is nogal moet bestraf. Met sulke denke, wie sal dan bereid wees om hulle lewens selfs op die spel te plaas vir waarheid? Hulle leer eerder dat lyding moet vermy word, selfs deur kompromieë te maak,
Ja, selfs verraad, soos Judas Iskariot. Maar dit maak nie van hulle sterker mense na die vlees wanneer hulle nie swaar kry het nie. Dit maak hulle eerder mense wat hulle vrees beter en duideliker tentoonstel. Dit maak jy swak mense wat makliker sal toegee met regverdiging in die hart op die vrees wat hulle oorkom. En dit is beslis nie wat die Here Jesus hier kom doen nie. Hy bid juis dat hy na die liggaam sterk sal wees om hierdie lyding deur te maak. Wat hy vir sy disippels leer is die waarde van die woorde van die Onse Vader wat sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dan is die bose nie ver nie. Dis sommer in ons eie vleeslike gesindheid van vreesagtigheid te bespeur. Nou hier kom die kontras tussen die waarde van gebed en ook aardse rykdom. Die kontras van die 40 sikkel silwer teenoor die gebed in die tuin van Getsemane. Al die aardse rykdom gaan jou en jou kinders 'n stryd teen swaar kry nie ophef nie. Dit gaan dit nie 'n versekering maak dat dit nie gaan deurmaak nie. Want uiteindelik ook geld 'n hoogmoedige voorgee van dapperheid. Groot praat vanuit die rykdom. Ware nederige gebed is uiteindelik die ware versekering tot dapperheid. Gebed is daarom die hemelse genadegawe aan jou, om jou te mag help om jou geloof te behou ten spyte van die erge versoeking en bittere lyding wat ons almal ook sal deurmaak. Ja, tot die dood. Niemand is die dood vrygestel nie. Daarom in die tweede plek die stryd word swaarder. Daar woed 'n sware stryd. In vers 44, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Geliefdes, hoe groter die lyding, hoe groter moet die inspanning wees in gebed. Ondervind u hierdie genade? Daar is vele wat nie bid nie, en die lyding is te swaar. Hulle kry dit nie deurgemaak. Maar jy, as jy weet om met groter inspanning te bid, hoe hoër die lyding, hoe groter die gebed, spreek dit juis van geloof in God. Geloof dat God jou sal hoor. Dis genade. Dis net genade om dit te kan weet. Die Here Jesus weet al te goed wat hy gaan deurmaak. Ons weet nie wat ons gaan deurmaak nie. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Maar die Here Jesus weet presies wat vir hom voorlê. Dit maak sy stryd bitterlik swaar. Christus bid nie om verligting. Verskoning, die Here Jesus bid dan juis hierso om verligting van sy helse smart te kry, omdat hy weet wat hy moet deurmaak. Christus is God en mens, en dit is belangrik. Na die gees is hy wel bereid, maar na die vlees is daar ook 'n erge vrees, 'n swakheid. Matteus 26 vers 41, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ons moenie die vermaning om te bid dat ons nie in versoeking moet kom vergelyk met ons Here Jesus sy eie gebed in vers 42 nie. Dit is nie te vergelyk nie. Daar bid die Here, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Die Here het wel ons swakke menslike liggaam opgeneem,
Maar hy is gewillig na sy hart om hierdie pad te stap, maar sy liggaam stry teë. Dis die liggaam wat hier ineenkrimp by die wete van hierdie bittere smarte, 'n bewustheid, soveel so dat sy sweet drup soos 'n bloedwond. Die Jesus vra op grond van sy liggaam om vrygestel te word van hierdie bittere smarte. Dis geen gebed van swakheid nie, maar 'n gebed van eerlikheid. Wat hy daar gaan deurmaak, is 'n bitterlike, diepe liggaamlike lyding, maar dit raak hom ter die na sy siel, want ons skei nie die liggaam en die siel nie. Dis 'n helse smart, wat hy weet op hom gaan neerdal. Terwyl nie net mense hulle gaan onttrek van die Here Jesus, soos ons al reeds sien van die disippels wat nie kan saam bid nie, weet hy, dit gaan veral sy Vader wees, wat van hom gaan onttrek, tot 'n diepe eensaamheid. En ons moet vra, hoekom? Dit is die diepste lyding, om te ly sonder die troos van God. Daar waar jy miskien eenmaal alleen gaan sterf, gaan mense troos jou niks help nie, maar jou diepste troos is God is by my. Dit is 'n diep troos, maar dit is van die Here Jesus af ook weggeneem, en hy het geweet wat dit behels. Ons kan ons dit nie eens indink nie. Daar word vir ons in hierdie ietsie bekend gestel van helse lyding. Dis daar waar God in jou lyding nie is nie. Hy gaan dit deurmaak, sodat ons nooit in al ons lyding van God verlate hoef te wees nie. Nou hierdie gebed van ons Here Jesus Christus is daarom ook nie gelykstaande aan 'n martelaarsgebed nie. Dit is nie die martelaarsgebed nie. Hy bid die gebed wat dit vir martelare moontlik maak om te kan bid. Want 'n martelaar is juis 'n martelaar omdat hy deur geloof in Christus se teenwoordigheid vrede hou met sy God te midde van die dood wat hy oorkom. Maar hierdie Christus is nie die martelaar vir ons nie. Hierdie Christus is die een wat dit vir ons moontlik maak om martelare te kan wees. Hy maak vir ons die teenwoordigheid van God seker en vas. Die ewige lewe maak nie saak wanneer en hoe ons sterf nie. Geloof is die sekerheid van oorwinning, al ly ons as martelare. Daardie sekerheid is in Christus vir ons bevestig. Dit is waarvoor hy bid. Maar dis nie wat dit is waarvoor Christus vir ons hier juis kom bid. Christus se ware stryd is om sy swak menslike liggaam staande te hou, om waaragtig die volledige offer te wees, ter helle neer te daal vir ons wat in hom glo. Swaarder as 'n martelaarstryd. En hier moet Christus nog eens namens die martelare die marteldood deurmaak, die offerdood deurmaak, die helse straf dra, alleen sonder sy Vader se troos bly. Sy Vader stuur daarom 'n engel om hom te kom vertroos. In vers 43. En daarom, geliefdes, ons hoef nie 'n engel te hê om vir ons deur te staan in ons stryd, selfs tot die dood toe nie. Ons het geloof in Christus nodig, maar hy kry die engel. Jy moet hierdie verskil raak sien, om die geloof te verstaan. Sy beker by die dood, is nie ons bekers by die dood nie. Mag nie ons dood gelykstel met sy dood nie. Hy neem met sy dood die helse smarte op hom, sodat ons die hemelse koninkryk kan ontvang met ons dood. Daarom skram Christus nie weg van sy roeping nie, maar bid met groter inspanning om die wil van sy Vader te gehoorsaam. Vers 44
En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Geliefdes, ons het wel ook 'n sware stryd na ons liggaamlike swakhede. En wanneer ons lyding oorkom op hierdie aarde, moet ons ook met groot inspanning bid dat ons nie sy helse offer namens ons sal verloon. Dis waarvoor ons moet stry. Dat wanneer ons in hierdie bittere smarte en lyding van ellende ingaan, dat ons nie vir God sal vloek nie. Dat ons hom nie sal verwerp nie. Dat ons hom nie sal veroordeel vir ons swaar kry nie. Maar dat ons by hom sal bly. Want uiteindelik die Satan gebruik juis jou liggaamlike lyding wat jy oorkom om jou te sif. So het die Here vir Petrus gewaarsku. En hier moet ons weer eens opmerk hoe die Here Jesus ook hier diep besorg is soos 'n herder vir sy kudde, vir sy kinders. En hier slaan dit in die diepste van ons mens in. Hy is soos 'n goeie herder besorgd dat hulle moet staande bly in die bitterheid van hulle stryd wat ook vir hulle voorlê. Bid dat julle nie in versoeking kom nie. Ten spyte van sy lyding is hy besorg oor die feit dat hulle nie bid nie. Die derde plek, daar is juis oorwinning om te bid. In vers 45 lees ons, toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels. Die Here voltooi wat die Here begin. Hy het sy gebed voltooi. Geliefdes, die Here Jesus het nie net 'n ligsinnige gebed hierso sommer kom bid in die krisis van sy nood nie. Hy het hier kom bid doelgerig vir dit wat vir hom voorlê, wat nog die krisis gaan word, om daarvoor krag te mag hê. Hy het met groot inspanning gebid. En hy kan nie daar van sy knieë af opstaan voordat hy nie daai stryd in die oë kan kyk en kan gaan stry nie. Hy sou nie ophou bid voor hy nie verseker was van oorwinning nie. Daarom staan hy op as 'n oorwinnaar en gaan terug na sy disippels toe. As die Here van sy gebed af opstaan, is hy van sy doodsbenoudheid verlos. Hebreërs 5 vers 7. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Die Here Jesus na sy vlees is nou versterk. Hy is verlos van sy angs en sy doodsbenoudheid. Hy is vol krag, gevul met 'n gees van moed om die stryd teen sy vyand aan te vat. Hy het vrede met wat hom nou gaan oorkom. Hy keer terug na sy 3 disippels wat by hom was. Kort rukkie later, daardie selfde nag, gaan die Here Jesus nou in hegtenis geneem word. Gaan sy liggaam gebreek word. Hy gaan van God verlate wees. Hy gaan sterf aan die kruis. Hy weet dit, maar hy's rustig nou. Hy het die krag. Sy worsteling met sy swakke vlees is verby deur sy bittere gebed. Hy is verhoor. Die engel het aan hom verskyn. Hy is versterk. Hy het gebid. Hy het eerstens van sy disippels al weggegaan met 'n sware stryd. Hy keer terug doelgerig en baie vasbeslote. Toe van hulle afgesonder, toe hy daarvan al weggegaan het, het hy vir hulle bewend na die liggaam gesê, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Nou, na sy inspannende gebed, sê hy dit weer. Maar die keer sê hy dit met 'n kalm oorwinning in die hart, 'n vol rustige dapperheid,
'n sagmoedige paraatheid tot stryd. Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Hy, die Here Jesus Christus, het reeds oorwin. Om op te staan van die gebed is die oorwinning, nog voor hy sy finale stryd ingaan. Hy wat met groot inspanning gebid het, het reeds oorwinning oor sy liggaam, sy swakhede gekry. Hy gaan dus as 'n oorwinnaar na die kruis. En van nou af deins hy nie terug, terwyl hy die wreedste dinge oorkom, die diepste siele nood ingaan sonder God. Hierin is ons oorwinning reeds in hom die werklikheid. Geliefdes, oorwinning is nie om alle lyding te probeer sy stap met 'n ongeregverdige lafhartigheid. Oorwinning is nie waar jy nie lyding oorkom nie. Oorwinning is dat jy deur gebed verkrag jou lyding kan verduur. Die genade is genoeg. Jy verloor nie omdat jy nog lyding nie oorgekom het nie. Jy verloor as jy nie gereed is vir die lyding wat jy deurstaan of moet deurstaan. Na die kruisdood en die opstanding is ons almal wat uitverkies is tot geloof in ons Here Jesus Christus oorwinnaars. Daarom kan ons bid. Dit is die oorwinning in Christus wat dit vir ons die geloof in die hart gee dat ons gebede word verhoor. Ons kan bid. Bid jy? Bid jy vir jou stryd? Jou bittere stryd. Oorwinnaars omdat ons kan bid en glo. Nie omdat ons lyding sy stap nie. Dat alle stryd en lyding wat ons nog liggaamlik sal oorkom en oorgekom het, kan ons aan ons Vader voorbid in Jesus Christus, om ons nou al te versterk, dat ons nie in die versoeking sal trap, deur ons swakke vlees en lafhartig sal optree. Amen. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, die naam van U Seun Jesus Christus, kan ons voor U kom staan. Hy wat U so gebid het, oor sy vlees se swakhede, gee vir ons dit nou as 'n oorwinningskreet, dat ons kan bid vir ons vlees se swakhede. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir U Seun Jesus Christus. En ons wil vir U kom bid en vra. Hou vir ons dapper, Here, gee vir ons die krag en die genade, om dit wat ons ook al moet oorkom, dat ons dit in die oë sal kyk, as oorwinnaars, want ons kan bid. Gee vir ons die genade, Here, om op ons knieë te bly. Gee vir ons die wysheid en die insig, om U kruis raak te sien. U te sien bid daar in Getsemane, terwyl U als geweet het wat U moet oorkom, en ons nie eers weet wat die uitslag van ons lot is nie, in terme van ons aardse lydings altyd nie, maar in die oorwinning kan weet, uiteindelik is daar vir ons 'n totale oorwinning, na die baie lyding van hierdie aarde, is daar 'n oorwinning, en ons lot is verseël in Jesus Christus, vir dit wat hy vir ons kom doen het. Hou vir ons dapper. Ja, Here, sodat ons nie in die versoeking kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit met gesang 298. Gesang 298, dan sing ons daar vers 1 en vers 3. Gesang 298 vers 1 en vers 3. Amen.
die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.